Hallo geliefdes, baie welkom by hierdie week se erediens. Ons gaan so 'n bietjie wegbeweeg van Romeine af en ons gaan vanoggend so 'n bietjie na die evangelies toe, meer spesifiek na die Matteus evangelie toe. En ek is baie opgewonde om vandag se wonderwerk met julle te deel. Mag julle regtig vanoggend bemoedig word deur die wete dat God wonderwerke doen en dat hy dit steeds doen, dag vir dag. Ons is in koninkrykstyd en ons vier Christus se lewe en die impak van Christus se lewe hier op aarde ook in ons lewens. En ons oordink ook hoe ons reageer op wie God is in die Here Jesus Christus, maar ook deur die krag van die Gees wat in elkeen van ons woon en werk en steeds wonderwerke in ons lewens laat gebeur. Ek weet dat in 'n tyd wat dit moeilik gaan en wat baie van ons nood beleef, is ek baie bewus daarvan dat baie van julle nou so half terug sit en sê, regtig Renata, gaan jy met ons praat oor wonderwerke? Wel, ek kan nie anders nie. Want te midde van soveel hartseer, beleef ek regtig soveel wonderwerke in God se teenwoordigheid. Saam met dit is dit vandag Vrouedag. Ons is in Vroue Maand en ons vier ook fees oor die vrou en wat God deur vrouens in die wêreld doen en steeds doen. Nie net as mammas nie, maar ook in die wêreld as leiers is daar vrouens wat ongelooflike werk doen. En ons dank die Here ook vir die roeping wat ons as vrouens ontvang om sy wonderwerke en wil te verkondig. Daarmee saam is ons ook baie bewus van die geweld teen vroue en kinders en spesifiek in ons land en nie net teen vroue en kinders nie. So ek gaan die fokus nie net daarop sit vandag nie, maar ek gaan definitief deur die prediking vandag en veral deur gebed gaan ons bid vir die geweld wat ons so daagliks beleef in ons land. Ons is die afgelope tyd baie blootgestel gewees aan verskriklike geweld in Suid-Afrika. Dit is iets wat nie onbekend is in ons land nie en dit maak dit amper erger, maar terselfdertyd is dit nodig vir ons as geloofsgemeenskap om voortdurend te bid en in gebed tot die Here te nader. In tye van vrees, in tye van hopeloosheid, moedeloosheid en ons kan nie anders as om ook te praat oor wat tans in ons land aan die gang is in terme van geweld nie. So ek gaan definitief so 'n bietjie iets daarvan ook aanraak in vandag se erediens en daarom vra ek dat julle ook vandag met die verwagting sal ingaan dat God vir ons vandag deur die krag van die Gees 'n stukkie vrede sal bring. God se koninkryk van liefde is aan die kom, want iewers is iemand vriendelik terwyl ander onvriendelik is. Iewers deel iemand met ander in nood. Iewers weier iemand om te haat terwyl ander haat. Iewers is iemand geduldig en wag in liefde. Iewers reageer iemand met goedheid teenoor boosheid. Iewers dien iemand ander in liefde. Iewers is iemand kalm in die middel van die storm. Iewers het iemand almal lief. Die vraag is daardie iemand jy? O die diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Laat die wat die teenwoordigheid van die Here soek bly wees. Uit God en deur God en tot God is alle dinge. Soek hulp en beskerming by die Here. Soek gedurig sy teenwoordigheid.
Aan God behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Roem die heilige naam van God. Amen. Aan almal in Kraddock, en ek wil verder gaan deur te sê, aan almal in Suid-Afrika en in die ganse wêreld, vir wie God liefhet en wat hy geroep het om aan hom te behoort. Genade en vrede vir julle, van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou die geleentheid gebruik om die Here te loof en prys, die Here wat wonders doen. Ek dien 'n God van wonders. Kom loof en prys die Here saam met my. Amen. Jy kan die storms nie beheer nie. Jy kan die sondig nooit verdoen. Jy kan die branders nie beteel nie, of beveel om op te kloor. Jy kan die vis en brood vir mense nie vermeerder, of op water loop. Ons dien 'n God van wonder. Jy kan die blinde nie laat sien nie, of verlandes weer laat loop. Jy kan die doofes nie laat hoor nie, of kan jy siekes dalk genees. Jy kan 'n hart van klip nie breek met al jou woorde. Ons Here kan, ons dien 'n God van wonder. As ek in die aand na die sterre kyk, en ek sien die maan wat helder skyn, dan weet ek as die oggend breek, is dit weer 'n nuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, met soveel wat gebeur om jou en my. My Here lief, ons dien 'n God van wonder. Ek kan die wentelbane vashou, ek kan die sterre laat verskiet. Ek kan die lewe wat en vorm in 'n lewe moederskoot. Hy hou die kosmos in die holte van sy hande. Here doen, ons dien 'n God van wonder. As ek in die aand na die sterre kyk, en ek sien die maan wat helder skyn, dan weet ek as die oggend breek, is dit weer 'n nuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, met soveel wat gebeur om jou en my. My Here lief, ons dien 'n God van wonder. As die oggend breek, is dit weer 'n nuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, met soveel wat gebeur om jou en my. My Here lief, ons dien 'n God van wonder. My Here lief, ons dien 'n God van wonder. Ons skriflesing vir oggend kom uit Matteus 14 vers 22 tot 33, 'n baie bekende verhaal. Maar voordat ons vir oggend uit die woord van die Here lees, kom ons word vir 'n oomblik stil in gebed. Here God, ons het die woorde om te sê wat in ons harte gebeur,
wanneer ons al hierdie verhale van geweld en moord hoor nie. Ons sukkel selfs om ons gedagtes om 'n idee te kry dat mense se gulsigheid, se gierigheid, se haat, se vrees so erg kan raak dat hulle ander mense mishandel, selfs vermoor. Here, daarom roep ons U uit. Roep ons uit tot U om in te gryp, om 'n einde te maak aan al hierdie geweld en hartseer in ons land. Here, ons smeek U, versterk diegene wie se gees gebreek is en wie se harte in stukke lê. Maak U beloftes om hierdie geliefdes van ons, maak U beloftes om hierdie broers en susters van ons, om hulle te vul met U goeie en teer liefde waar. Stuur die gewelddoeners met leë hande weg, Here. Help ons om onwilligheid, verdeeldheid en gevoelens van magteloosheid te oorkom, sodat ons soos een mens kan opstaan in eensgesindheid met ons broers en susters reg oor die land. Here, maak ons harte en hande en gedagtes oop, sodat ons saam 'n manier kan vind waarop elke kind, vrou, man, vry kan wees. Here, ons bid vir 'n einde aan hierdie gruwelike geweld. Here, en soos ons al hierdie storms rondom ons sien, die geweld, die impak van die virus, die armoede, die nood, bid ons, Here, gee dat ons sal antwoord met ons hele lewe op U roepstem. Gee dat ons as gemeenskap van gelowiges getrou tot U sal nader. En Here, gee dat ons dit sal waag om op water te loop, na U toe, Here, na U, ons Here. Amen. In my gebed het ek so 'n stukkie weggegee van wat ons skriflesing vanoggend is. Ons lees vandag die verhaal van waar Jesus op die water na sy disippels toe loop. En hy dan vir Petrus roep om op die water na hom toe te kom. Ons is in 'n moeilike tyd. En nie net met die impak van die virus nie, maar dit is asof die donkerte wil donkerder raak om ons. Dis asof die donkerte ons wil insluk en asof ons as gelowiges dalk dit ook toelaat, dat die donkerte ons insluk. En daarom wil ek vanoggend met die woord van die Here julle inspireer om 'n stukkie waagmoed te ontwikkel. Die woorde wat die heeltyd by my opkom, en ek gaan nou weer daarna verwys, is die woorde "We are called for a time such as this." En hierdie tyd is nie die tyd wat ek dink enige van ons in ons opgroei in hierdie lewe gedink het dat dit ooit met ons sal gebeur, of dat ons ooit in 'n tyd soos hierdie sal leef nie. Maar ons is nou hier, en ons is in hierdie tyd, leef ek en jy. En die vraag is, wat maak ek en jy daarmee? Hoe leef ons in hierdie tyd? Hoe leef ons steeds as gelowiges in hierdie tyd? Dit is eintlik die groot vraag. Hoe leef ek en jy as kinders van God in 'n tyd soos hierdie? So daarmee saam wil ek julle regtig oproep na die getuienis wat eintlik uit hierdie storie uitkom, en dit is vir my so ongelooflik hoe ek regtig daagliks getuienisse van gelowiges hoor, en asof dit so naby aan ons kom. Die skriflesing van vandag
is amper asof dit die hele tyd aan my deur klop, asof hierdie storie van Petrus se roeping so in my face is, dat ek dit amper nie kan vermy nie. 2 weke terug het Rihanna die woorde van Matteus 14 met ons disipelskapgroep gedeel. En dit was daar dieselfde week wat Tannie Hester Venter my gebel het om te vra, wil ek nie asseblief bietjie na die verpleegpersoneel toe kom by die hospitaal en net hulle kom bemoedig nie. En ek toe ook hierdie verhaal met hulle gedeel het en 'n boodskap hieruit. Dit is verlede week wat ek in my leesrooster voorberei vir Augustus en ek sien maar hierdie verhaal is die verhaal wat as hulpteks aangebied word vir die week van die begin van Vroue Maand. En terselfdertyd ook vir hierdie Sondag. En ek besluit toe, ek dink dit is die teks wat ek nie net as hulpteks moet gebruik nie, maar as kernteks vir oggend moet gebruik. En hierdie week, toe dinge taaf raak by die ouer huis, toe ons uitdagings het rondom personeel om te help by ons huis en met ons bejaardes se versorging, het ek ook hierdie storie met Benita gedeel. En soos wat ek daagliks met haar en van die personeel kommunikeer, is ek weer so bewus van hierdie woorde. Die Here roep ons in 'n tyd soos hierdie om op stormwaters te loop. Kom ons luister net weer na hierdie verhaal, Matteus 14 vers 22. Dit volg natuurlik net nadat Jesus die volk gevoed het en die hele storie oor die vermeerdering van die brood. En net daarna het Jesus sy disippels in die skei laat klim om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe. Terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan, nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Die skei was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook. Van angs het hulle hard begin skreeu. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig is, beveel my om op die water na u toe te kom. Kom, sê hy. Petrus het uit die skei geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk die wind is, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgestrek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Hulle het toe in die skei geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skei het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. Amen. Geliefdes, ons ken die storie en ons verwys baie maal sommer maklik daarna sommer so in ons gesels en in die verbygaan en asof die storie vir ons amper so bekend geraak het dat dit algemeen is vir ons. Asof die wonderwerk van die Here amper minder impak begin kry. Maar in hierdie afgelope paar weke het hierdie storie my hart diep geraak. Die Here roep kom. En Petrus het op die water begin loop. En toe hy rondom hom kyk en hy besef, sjoe, die wind is sterk, die water is diep, het hy bang geraak en hy het begin sink. Miskien voel dit vir jou op hierdie stadium, jy sink 'n bietjie.
asof die donkerte net te donker raak, die wind net te sterk, die storm net te groot. Daarom wil ek jou aanmoedig, roep uit, Here, red my. En die Here het dadelik sy hand na Petrus toe uitgesteek en hom gehelp. Die Here het nie 'n bietjie gewag. Die Here het nie eers gesê, kom ek kyk nou net eers of ek nou tyd het hiervoor nie. Nee. Die Here het nie gesê, kom ons kyk eers of ons nie 'n ander oplossing kan vind nie. Die Here het dadelik sy hand na Petrus toe uitgesteek, dadelik. So al wat uiteindelik van ons vra is om te sê, Here, red my. So eintlik is die waagmoed nie in om op die water te begin loop nie, die waagmoed is om te sê, Here, ek het U hulp nodig. En dit was nogal vir my opvallend, toe ek weer hierdie verhaal lees. Wat wel hierdie storie vooraf gaan, dink ek is tog belangrik, dat ons mekaar net weer herinner. So, in Matteus 14, in die vorige paar verse, lees ons van die vermeerdering van die brood. En hierdie ongelooflike wonderwerk, wat ons nou daagliks sien, in ons eie gemeenskap, hoe God sorg, waar ons vir amper 1000 mense daagliks kos gee, is daar sorg van die Here. En net soos ons dink, die potte is leeg, en daar's niks meer oor nie, en daar kom nie meer skenkings in nie, dan is daar weer 'n oproep, of weer iemand wat sê, ek het iets wat ek vir julle wil bring. Daar is iets wat ek vir julle kan gee. Kom ons deel met mekaar. En so sorg ons dag vir dag vir die mense rondom ons. Ek kan vir julle baie stories vertel van waar ons sien dat kos fisies meer raak en ons in situasies kom dat ons dink hier is nie genoeg kos vir al hierdie mense nie. En dan sorg die Here net. Ek onthou baie goed en ek seker van my vriende daar in Hartskroon sal dit ook onthou. Een oggend met 'n stap vir Bybels besluit ons vooraf, ons gaan sommer net bietjie saam ontbyt maak. So ons het die Sondagoggend vroeg gestap vir Bybels, ons het na die tyd 'n openligdiens gehad daar langs die kerkgebou op die Grasberg. En na die tyd saam so half gebrunch. Maar toe ons van die stap af kom en ons kom om daardie kerk, toe staan daar bietjie meer mense as waarvoor ons reg was. En dit was omtrent hierdie tyd van die jaar, dit was in Augustus. En ek onthou hoe ek en 'n paar van die ander, Cornel, Tannie Alda, Tannie Marie, en Tine so onder mekaar, en Aie het ook om nader stap en gesê, my vrou, hier is nie genoeg kos nie. En ons mekaar half daai oogding gegee het van family don't eat. So kyk eers laat almal kos kry, ons gaan nie nou eet nie, ons kyk maar eers of daar genoeg is. En weet julle wat, daardie dag, ons die laaste skep so uitgekrap, en elke een het kos gekry. Hoe, weet ons nie. Daar was selfs wat ek dink meer as een helping gehad het. God het gesorg, en dit is iets eenvoudigs, dit was nie eers asof ons in absolute hongersnood was nie, ons wou mekaar bederf met kos. En daar was genoeg vir almal. Ek ken baie sulke stories, van waar ons nie net in klein verhale nie, maar ook in moeilike goed kan getuig van God se sorg. Die afgelope week het ek letterlik daagliks met iemand gepraat wat positief getoets is deur COVID, of wat moeilikheid beleef in hulle werk, of wat tans op moedverloorse vlakte is oor hulle omstandighede. En dan terugkom en getuig, maar die Here het weer vir my gesorg.
Ons het vroeër die week uit Psalm 105 gelees en gesien hoe God deur die geskiedenis van Israel hulle gelei het, hulle versorg het. En ons het mekaar gesê het, mag ons ook raak sien hoe God deur die geskiedenis vir ons, sy kinders, gesorg het, gelei het. Jy sien, nadat Jesus die mense gevoed het, is Jesus ook vir ons 'n leermeester in sy manier van optrede. Hy het eers gesien dat almal huis toe gaan, almal is veilig, en toe het hy homself afgesonder in gebed. Weer gaan volmaak met die krag van die Heilige Gees. Weer leiding gaan kry by sy God, sy Vader. En daarna kon hy terugstap in die storm in, na die disippels toe, en net weer 'n wonderwerk doen. En ook deur Petrus en Petrus se amper voorbarigheid, wil ek sê, weer vir ons as mens kom wys. Hy is hier om ons te red. Al voel dit vir ons die storm is te groot, al word die waters te donker, al voel dit vir ons weet nie hoe om hier uit te kom nie. God bring redding. En in Jesus Christus het hy dit vir elkeen van ons kom doen. Dit is tog vir my so treffend, hoe selfs met hoe Jesus toe hy kom nader stap na die bootjie toe, hoe die disippels angstig was, gedink het is 'n spook, en die oomblik toe hulle God se stem herken, rustig raak. En dit hulle self so rustig maak dat Petrus toe die waagmoed het om te sê, Here, as dit dan U is, laat ek na U toe loop. Ek dink dit is nodig dat ons net weer bietjie luister en God se stem hoor wanneer hy tot ons nader. Dit is nodig dat ek en jy net weer sy stem herken, dit is ek. Die woorde wat Jesus gebruik om die disippels aan God te herinner, dit is ek, moenie bang wees nie. Natuurlik, wanneer Markus dieselfde storie vertel, doen hy vreeslik baie moeite om die verband te bring tussen hierdie woorde wat Jesus spreek en waar ons dit vind, ook in die Ou Testament, toe Jesus ook homself aan Moses bekend gestel het in die brandende bos en gesê het, dit is ek is by jou. Interessant, Markus skryf dat Jesus op die see geloop het, en hy wou by hulle verbyloop. Maar ons lees ook juist dat in die Ou Testament, dat toe God by Moses verbygeloop het, terwyl hy sy hand oor die skeur in die rots gehou het. En dan lees ons ook in 1 Konings 19, verskyn die Here aan Elia, en dan lees ons ook, dan wys die Here homself vir Elia deur te sê, gaan staan op die berg, ek wil verbygaan. Dis asof wanneer God verby ons beweeg, daar 'n bekentenis kom, 'n erkenning kom van wie God is. Hierdie is nie 'n spook nie. Dit is nie net nog iets wat tot ons nader nie. Here, dit is ons Here, dit is ons God, dit is Jesus, die een wat die storm stil maak. Die een wat met Moses en Elia gepraat het, die een wat nou met my en jou praat. Luister, die Here roep, kom. Deur hierdie hele verhaal ervaar ons die heeltyd hierdie spanning tussen twyfel en geloof. Die invloed van twyfel en geloof, hoe dit die heeltyd 'n impak het. Wanneer ons twyfel, sink ons, en wanneer ons opstaan in geloof,
en ons God aanroep, dan reik hy sy hand na ons uit. Ek wonder nogal, as Petrus nou na hierdie afloop van hierdie storie daar met braaivleisvuur kon staan en vir ons hierdie storie kon vertel, nog in sy nat klere, sou hy vertel het van hoe hy gesink het, of sou hy vertel het hoe hy geloop het op water? Ek dink ons is baie keer so bang ons sink, dat ons net nooit waag om te loop nie. Ons is so bang ons misluk, dat ons nie die waagmoed het om in die storms in te tree nie. En natuurlik, die realiteit is dat ons soms gaan sink. Die realiteit is dat ons is mens en ons twyfel soms. Ons raak bang, ons raak beangs oor goed. Wanneer die goed so baie ons raak, dan is dit asof die vrees net nader aan ons kruip en ons het onvermydelik toelaat om ons lewens te oorheers. Ek dink net ons het nodig om meer te begin praat oor hoe ons op water loop en minder te begin vertel dat ons besig was om te sink. Dat ons minder sal fokus op ons vrese en angs en twyfel en dat ons meer sal maak van God se sorg, sy uitreik na ons se reddende hand. Ons ontken nie daarmee dat die virus 'n realiteit is nie. Ons ontken nie daarmee dat hier 'n storm om ons is en dat die geweld in ons land geweldig erg is nie. Die feit is, 58 mense word daagliks in Suid-Afrika vermoor. Man en vrou, kind, 58 mense. Waarvan Suid-Afrika die hoogste getal het, waar man sy eie vrou of sy eie geliefde vermoor. En dat ons in 'n samelewing leef wat geken is vir 'n sosiale wanbalans van geweld. Maar julle, hoe kan ek en jy sê dat ons glo en nie ook glo dat God hierdie mensdom, hierdie geweld, hierdie vrees, hierdie angstigheid, hierdie donkerte, hierdie storm kan stilmaak nie? Hoe kan ek en jy sê dat ons glo dat die Here Jesus Christus sy reddende hand na ons toe uitreik en nie getuig hoe ons loop op water nie? Jy sien, dikwels is ons self ons grootste vyand. Dikwels is ons eie twyfel in onsself en in ons eie vermoëns ons grootste vyand. Dikwels is ons eie vrese en ons eie denke oor wie ons is ons grootste vyand. En het ek en jy as kerk van God nodig om weer te sê, God is in my, ek is God se kind, en deur die krag van God, deur sy genadige liefde, kan ek en sal ek dit waag om op waters te loop. Gaan ek hierdie storms tegemoet, en weet ek, wanneer dit voel ek sink, sal God se reddende hand my weer optel. Want God is in staat om oneindig meer te doen as waarvoor ek kan bid of wat ek selfs kan dink, sê Efesiërs 3. En hoe weet ons dit? Want God beloof dit. En net 2 weke terug het ons mekaar herinner uit Romeine 8 uit, dat niks, geen dood of lewe, bose, mag, of enige iets uit hierdie aardse wêreld kan ons van die liefde van God skei nie. Niks. Besef jy
hoe hoog en hoe diep en hoe wyd God se liefde vir jou strek. Hierdie God van liefde sal ook jou storm kom stil maak. Hierdie God van liefde nader tot jou en roep jou, kom. En wanneer jy sink, sal ook hierdie God van liefde dadelik sy reddende hand na jou toe uitreik. Vat dit en weet dat hierdie God vir jou vrede gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, daarom kom kniel ek in gebed voor U die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat U deur die Gees uit die rykdom van U heerlikheid aan ons die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in ons harte sal woon en dat ons in liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag ons in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep U liefde, die liefde van Christus vir ons strek. Mag ons U liefde ken, die liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag ons heeltemal vervul word met die volheid van God. Here, aan U wat deur U krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te kan doen as wat ons kan bid of kan dink. Aan U kom die eer toe in die kerk en deur ons verbondenheid en verhouding met Christus Jesus deur al die geslagte heen tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, toe het Jesus vir sy disippels gesê, as iemand my wil volg, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Here, help ons om al hoe minder te word, sodat U al hoe meer kan word in ons lewens. Geliefdes, julle liefde moet opreg wees, verafskiet die kwaad, hou vas aan die goeie. Julle moet mekaar lief hê met innige naaste liefde. Wees gretig om mekaar te respekteer. Betoon meelewing met die behoefte van die heiliges. Lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met diegene wat bly is en treur saam met die wat treur. Waar daar liefde is en vrede, waar daar liefde is, daar is God die Heer. Geliefdes, moet nie traag wees in julle toewyding nie. Bly geesdriftig. Hou vol om die Here te dien. Verbly julle in die hoop. Wees geduldig wanneer julle swaar kry. Volhard in gebed. Wees eensgesind onder mekaar, moenie hoogmoedig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie wys wees in julle eie oë nie. Here, help ons om al hoe minder te word, sodat U al hoe meer kan word in ons lewe. Moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Geliefdes, moet julle self nie wreek nie, maar laat ruimte vir die oordeel wat die Here alleen toekom. Maar as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Deur dit te doen, stapel jy vurige kole op sy hoof. Moenie die kwaad
moenie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Waar daar liefde en vrede, waar daar liefde is, daar is God die Heer. Dan sal die koning vir die aan sy regterhand sê, ek was honger en julle het my iets te ete gegee. Ek was dors en julle het my iets te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my as 'n gas verwelkom. Ek was nakend en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my versorg. Ek was in die tronk en julle het my besoek. Dan sal die regverdige hom antwoord, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed, of dors en iets te drinke gegee, en wanneer het ons u as 'n vreemdeling gesien en as 'n gas verwelkom, of nakend en u geklee, en wanneer het ons u siek of in die tronk gesien en u besoek? Maar die koning sal vir hulle sê, Amen, ek sê vir julle, wat julle ook al vir een van hierdie geringste susters of broers van my gedoen het julle vir my gedoen. Amen. Mag ons leef met die vertroue van mense wat glo. Mag ons leef met die geloof van mense wat hoop. Mag ons leef met die hoop van mense wat liefhet. Mag God ons seën met geloof, hoop. Waar daar liefde is en vrede, waar daar liefde
daar is God die Heer. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, waar daar liefde is en vrede, waar daar liefde is, daar is God die Heer. Alles wat ek in die lewe het, kom uit u groot hand, o u groot hand. Alles wat ek in die lewe het, kom uit u groot hand, o u groot hand. U is heilig, heilig, heilig. U hou my in u hand, o u groot hand. U is heilig, heilig, heilig. U hou my in u hand, o u groot hand. Elke dag wat ek my oë oopmaak, kom uit u groot hand, o u groot hand. En elke asemteug, ja elke liewe teug, kom uit u groot hand, o u groot hand. U is heilig, heilig, heilig. U hou my in u hand, o u groot hand. U is heilig, heilig, heilig. U hou my in u hand, o u groot hand. Hy wat was en wat is, sal weer kom.